Kom ons bid saam. Ons Vader in die hemel, ja, uit U en deur U en tot U is alle dinge. Aan U kom toe die heerlikheid van ewigheid tot ewigheid. En U het nie begin nie, U het nie einde nie. U is van ewigheid tot ewigheid, is U God. En ons is klein en nietige mense, gebroke vanweë ons sondigheid. En tog het U ons 'n klein bietjie minder gemaak as 'n hemelse wese. Ja, U het ons oorlaai met U genade. Want U het 'n besluit geneem, nog voor daar tyd of wêreld was, dat ons U kinders sal wees. Ja, U het ons al lief gehad, nog voordat ons die asem van die lewe gesmaak het, nog voordat ons bestaan het. En U het ons naam in die boek van die lewe opgeskrywe, nog voordat ons gebore is. Vader, ons dank U vir daardie waarheid. En ons dank U dat ons U kinders mag wees. En ons dank U dat ons deur ons Here Jesus Christus met U versoen mag wees. Ja, ons mag U ons Vader noem en weet. U hou die wag oor ons elke dag. Want U is 'n getroue God. U is 'n Vader wat U verbond met ons in stand hou. Al is ons baie keer soos stoutkinders wat van U af wegdwaal. Ja, ons bely voor U dat ons U Vaderhart bedroef. Maar ons vind ons vreugde daarin, o Vader, dat U ons oortredinge aan ons Here Jesus Christus laat afkom het. Dat Hy ons skuld gedra het. En vanmôre weer mag ons voor U staan as geheiligdes, skoon gewas in die bloed van ons Here Jesus Christus. En U nooi ons ook om weer volgende Sondag die nagmaal te vier. Ja, aan die verbondstafel te mag kom aansit. En U liefde vir ons te gedenk. Vir al hierdie dinge loof ons U, prys ons U. Ja, ons wil voor die wêreld uitroep. U is die enigste ware God. En U loop met elkeen van ons die pad van die lewe. Vader, en ons bid U dat U ons sal seën. Ons as gemeente van die oudste tot die jongste. U ken ons elkeen se omstandighede. U in elkeen se omstandighede voorsien, soos U weet ons nodig het. En as ons nou hier U woord oordink, o Vader, bid ons U dat U ons sal leegmaak van onsself, van ons eie dinge, en maak ons vol van U woord en U Gees. Dit alles bid ons van U, o Vader, in die naam van ons Here Jesus Christus,
Amen. Broers en susters, ons lees saam uit die woord van die Here, uit die evangelie van ons Here Jesus Christus, soos Lukas dit beskryf. U sal onthou, ons het verlede week stilgestaan by die uitnodiging, waar die Here ons uitnooi om aan sy tafel te kom aansit, en die verskonings wat mense aanbied. En vanmôre staan ons stil by die bekende gelykenis van die verlore seun. En dit is nou teen die agtergrond, die Here Jesus vertel 3 gelykenisse, eers van die verlore skaap, dan die muntstuk en dan van die seun. En die agtergrond van hierdie woorde is, in die hemel is daar blydskap oor elke sondaar wat hom bekeer. En nou lees ons vanmôre uit Lukas 15 vanaf vers 11. Verder het Jesus gesê, daar was 'n man wat 2 seuns gehad het. Die jongste het vir sy pa gesê, pa, gee my die deel van die besittings wat my toekom. Hy het toe die goed tussen hulle verdeel. Nie lank daarna het die jongste seun alles tot geld gemaak en van die ouer huis af na 'n ver land toe vertrek. Daar het hy sy geld verkoos, weer losbandig te lewe. Nadat hy alles deurgebring het, het daar 'n kwaai hongersnood in daardie land gekom, en ook hy het begin gebrek ly. Hy het toe sommer by een van die mense van daardie land gaan bly, en die het hom na sy plaas toe gestuur om varke op te pas. Daar het hy gewens, hy kon sy honger stil met die pele wat die varke eet, maar niemand het hom daarvan gegee nie. Toe kom hy tot inkeer en sê, my pa het wie weet hoeveel dagloners, en hulle het almal oorgenoeg kos. En hier vergaan ek van die honger. Ek sal dadelik na my pa toe teruggaan en vir hom sê, pa, ek het teen God en teen pa gesondig. Ek is nie meer werd om pa se seun genoem te word nie. Behandel my soos een van pa se dagloners. En hy het sonder versuim na sy pa toe teruggegaan. Toe hy nog ver aankom, het sy pa hom al gesien en hom innig jammer gekry. Hy hardloop hom tegemoet, omhels hom en soen hom. Toe sê die seun vir hom, pa, ek het teen God en teen pa gesondig. Ek is nie meer werd om pa se seun genoem te word nie. Maar sy pa roep sy werksmense, maak gou, bring klere, die beste, en trek dit vir hom aan. Sit vir hom 'n ring aan sy vinger en trek vir hom skoene aan. En bring die vetgemaakte kalf, slag hom, en laat ons eet en fees vier. Hierdie seun van my was dood, en hy lewe weer. Hy was verlore, en ek het hom teruggekry. Toe het hulle begin fees vier. Sy oudste seun was nog in die veld. Toe hy terugkom en naby die huis was, hoor hy die musiek en die singery. Hy roep toe een van die bedienis nader en vra hom wat aan die gang is. Die bediende antwoord, u broer het gekom, en die pa het die vetgemaakte kalf geslag, omdat hy hom behoue en gesond teruggekry het. Toe die oudste seun kwaad geword, en hy wou nie in die huis ingaan nie. Sy pa gaan toe uit en praat mooi met hom, maar hy antwoord sy pa, kyk, al die jare werk ek soos 'n slaaf vir pa. Nog nooit het ek 'n opdrag van pa verontagsaam nie. En vir my het pa nog nooit eers 'n bokkie gegee, sodat ek saam met my vriende kan feesvier nie. Maar nou dat hierdie seun van pa, wat pa so goed met prostituie deurgebring het, terugkom, het pa vir hom die vetgemaakte kalf geslag. Toe sê die pa vir hom, kind, jy is altyd by pa, en alles wat pa het is ook joune. Maar ons kan tog nie anders as om fees te vier en bly te wees nie. Want hierdie broer van jou was dood, en hy lewe weer. Hy was verlore, en ons het hom teruggekry. Die kernverse, broers en susters, waarby ons stil staan, is vers 17 tot en met vers 20 en ook vers 24. In vers 17 lees ons, toe kom hierdie seun tot inkeer en hy sê, my pa, wie weet hoeveel dagloners, en hulle het almal oorgenoeg kos, en hier
vergaan ek van die honger. Ek sal dadelik aan my pa toe teruggaan en vir hom sê, pa, ek het teen God en teen pa gesondig. Ek is nie meer werd om pa se seun genoem te word nie. Behandel my soos een van pa se dagloners. En hy het sonder versuim na sy pa toe teruggegaan. En dan vers 24, waar die pa dan sê, hierdie seun van my was dood, en hy lewe weer, hy was verlore, en ek het hom teruggekry. Toe het hulle begin fees vier. Broers en susters en kinders, hierdie is seker een van die bekendste en aangrypendste gelykenisse wat ons Here Jesus vertel het. Want met hierdie gelykenis staan ons voor die hart van die evangelie van ons Here Jesus. Want het gaan hier oor die onvoorwaardelike liefde, die alles vergewende liefde van 'n Vader wat 'n verlore seun met oop arms terug ontvang. En nou moet ons hier raak sien, dit gaan nie hier oor een verlore seun nie. Dit gaan oor 2 verlore seuns. Albei hierdie seuns het elkeen op sy eie manier van hulle vader vervreem geraak. En albei word deur die Vader teruggenooi, sodat 'n mens wil vra, wie is eintlik die verlore seun? En vanmôre gaan ek stil staan net by die jongste seun. Hoe dat hy wegloop van die huis af, en hoe dat sy pa hom terug ontvang. As hy op 'n dag vir sy pa sê, gee my die deel van die besittings wat my toekom. Wat sê hierdie seun eintlik daarmee? In sy hart leef die gedagte, ek wens pa is al dood, sodat ek my erfporsie kan kry. Want 'n mens erf mos eers as jou pa dood is. Dis hoe erg dit is. En dan lees ons, hy maak alles tot geld. Hy vertrek na 'n ver land toe. En dan dink hy, sonder die wakende oog van sy pa, kan hy daar in 'n ver land in vryheid lewe. Dis mos die idee wat baie mense het van vryheid, is daar ver. Daar in die vreemde waar niemand hom ken nie. Daar kan hy maar lewe soos hy wil. En ons het gelees, broers en susters, daar het hy op die glybaan van die sonde beland. Een van die verklaarders sê, die flikkerende liggies van die wêreld het hom aangetrek soos 'n kers 'n mot aantrek. Die geld waarvoor sy pa so hard gewerk het hy gaan uitmors op valse vriende en prostituie. Hy het 'n losbandige lewe gelei. En hy het al verder afgegly, tot op 'n dag dat hy niks meer oor gehad het nie. Die liggies van die wêreld het hom nou begin spot in sy armoede. En dan om sy ellende te vererger, lees ons, daar het 'n kwaai hongersnood in daardie land gekom. Die sonde het hom in 'n stewige greep gehad. Hy moes selfs by 'n vreemdeling gaan bly om varke op te pas. En vir hom wat 'n Jood was dit die vernederendste werk denkbaar. Want volgens die Jode was varke onrein diere. Hulle het nie varkvleis geëet of varke geoffer, selfs nie aan 'n vark geraak nie. En nou moet hy die varke oppas. En hy wens om sy honger te stil met die pele wat die varke eet. Dis die laagste wat 'n mens kon daal. Vir 'n Jood kon jy nie laer as dit daal nie.
En dit gebeur, broers en susters, as 'n mens die skatte van jou pa op die altare van die wêreld gaan offer. Flikkerende ligte van plesier word gou rooi ligte van sonde en dood. En dan baie mense, as hulle by daai punt kom, dan doen hulle die verskriklike ding. Hulle neem hulle eie lewe. En genadiglik doen hierdie seun dit nie. Hier kom 'n wonderlike keerpunt in sy lewe. Daar in sy ellende besef hy het gesondig. Nie net teen sy pa nie, maar teen God. En baie belangrik, broers en susters, hy erken dit. Dis die eerste tree op die pad van bekering. 'n Mens moet jou sondigheid erken. En dit is moeilik vir ons mense. En deur die Here se genade verval hy nie in moedeloosheid en selfbejammering nie. Hy dink maar, by sy pa se huis is daar kos. Daar's net een uitweg, ek moet terug na my vader se huis. En dan, nie met voortvarendheid en die selfvoldaanheid waarmee daar weg is nie, maar met 'n diepe berou en 'n skuldbesef oor die smart wat hy sy pa aangedoen het. En dan staan hy op. Hy besluit hy sal sy sonde voor sy pa gaan bely. Pa, ek het teen God en teen pa gesondig. Ek is nie meer werd om pa se seun genoem te word nie. Behandel my soos een van pa se dagloners. Dis woorde, broers en susters, wat getuig van diepe berou, van diepe skuldbesef. Maar hierdie belydenis getuig ook daarvan dat hy diep in sy agterkop dink, maar sy pa sal hom daarom nie weggooi nie. En daarom staan hy op en hy gaan terug. Sy sonde besef laat hom tot aksie oorgaan. En nooit, broers en susters, nooit kon hy droom watter verrassende ontvangs daarop hom sou wag nie. Die pa het nog altyd getrou gebly in sy liefde vir sy verlore seun. Die pa se hartseer was groot, maar hy het nooit opgehou om die pad dop te hou nie. Tot op die dag dat sy seun terugkom. Elke dag het die pa die pad dopgehou. En dis die geheimenis, broers en susters, van 'n pa wat wag. Dis 'n verborgenheid wat ons nie sal verstaan nie. En as die pa hom dan sien, dan hardloop hy hom tegemoet. Hy omhels hom en hy soen hom. Die pa in hierdie gelykenis, broers en susters, doen iets wat 'n Joodse man van destyds net eenvoudig nie gedoen het nie. Want 'n Joodse pa was te waardig om te hardloop. Hy sou gestap het, maar hierdie pa hardloop. Hy gee sy waardigheid prys. Daar's geen verwyt, geen vergelding nie. Net die liefde wat hierdie seun omvou. En so onverklaarbaar, so wonderlik is God se liefde vir ons. Liefde wat die kwaad nie toereken nie. Liefde wat nie boekhou van die kwaad nie. Liefde wat alles bedek. Dis die liefde, as die Here Jesus hierdie gelykenis vertel, dis die liefde wat hy vir ons kom gee het. Die sondaar mag van God vergeet, partykeer, maar God bly getrou in sy liefde en in sy genade. Nog lang voordat hierdie seun tot inkeer gekom het,
het God al in hierdie seun se hart gewerk deur sy Gees, om daardie besef by hom te bring, maar hy moet teruggaan na die Vaderhuis. Maar een ding moet ons raak sien, word hierdie seun nie gespaar nie. Hy moet belydenis doen van sy sonde. En die liefde wat hy nou van sy pa ontvang, moes dit vir hom nog moeiliker gemaak het. Maar dit is dieselfde vaderliefde wat hom gebring het om te bely. Pa, ek het teen God en teen pa gesondig. Ek is nie meer werd om pa se seun genoem te word nie. En eers, broers en susters, dis belangrik, as hy hierdie belydenis uitgespreek het, is die band met sy sondige verlede gebreek. As eers as 'n mens tot hierdie belydenis gekom het, in myself is ek tot niks goeds in staat nie, dan is die band met die sonde gebreek. En dan wat so wonderlik is, die pa laat hom nie toe om klaar te praat nie. Hierdie seun wou nog sê, behandel my soos een van pa se dagloners, bedoelende, behandel my soos een van pa se slawe. Want dis wat so aangrypend is van hierdie gelykenis, broers en susters. Die pa gee vir hierdie seun nie die kans om daardie woorde te sê nie. Want dis 'n onmoontlike versoek. Die seun wil hom kom aanbied as 'n dagloner, as 'n slaaf. Maar die pa laat hom dit nie toe nie. Want 'n seun kan net in een verhouding tot sy pa staan. Die van seun tot sy pa. Hy's nou wel 'n afgedwaalde seun wat teruggekom het. 'n seun wat diep geval het. Maar hy bly 'n seun. Hy kan nie nou 'n slaaf word nie. Daarvoor is die Here se genade te groot. Al het hy hoe ver afgedwaal. Hy bly 'n seun. Dis die wonder van God se genade. Soos Paulus sê, sy liefde is verder en wyer en hoër en dieper as wat ons ooit kan dink. Die teestelling is nie seun teenoor huurling nie. Die teestelling is verlore teenoor gevind. Dood teenoor lewend. God se vaderliefde sê, hy bly seun van my. Al het hy hoe ver geval. 'n kind kan nooit 'n huurling word nie. En daarom dat hy terug ontvang word met 'n soen. Die beste klere word hom aangetrek. 'n ring aan sy vinger, skoene aan sy voete. Dis alles tekens, broers en susters, dat hy in sy ereposisie as seun herstel word. Die vetgemaakte kalf word geslag en die fees kan begin. Vreugde. En almal op die plaas moet in die vreugde deel. Want hierdie seun was dood en hy lewe weer. Hy was verlore en ek het hom teruggekry, sê die pa. Daar's inderdaad groot blydskap in die hemel oor elke sondaar wat hom bekeer. Dis voorwaar, broers en susters, 'n aangrypende verhaal. Maar met hierdie verhaal moet ons vir onsself 'n paar vrae vra. Vir al ons kinders. Wat beteken vryheid werklik? Baie keer dink ons, vryheid beteken dat ek daar ver in die donker, waar niemand my kan sien en dat ek daar kan kwaad doen. En dan sien 'n mens, jy verbrand jou vingers baie gou. En hier wil die Here vir ons sê, 'n mens kan doen wat jy wil, solank jy
in die Vaderhuis bly. Dit is vryheid. 'n Vis kan swem waar hy wil, solank hy in die dam bly. Solank 'n mens in die sfeer van God se liefde en sy genade leef, is jy vry om baie dinge te doen. En dan die volgende vraag wat ons moet antwoord: waar soek 'n mens? Want ons het so baie soekende mense in ons tyd. Waar soek 'n mens na geluk en na vrede? En na vreugde? Baie mense dink geluk en vreugde is te vind ver van die huis af. En dan beland so baie mense tussen die varke. En weer eens, vreugde en vrede en geluk is net te vind in die Vaderhuis. Solank ek naby aan die Here lewe. As ons die gawes en die talente wat God my gee, verkeerd gebruik, dan land ek gou daar tussen die varke. Een van die verklaarders sê, die parels wat God vir ons gegee het, die parels van nederigheid, van eensgesindheid, van goedhartigheid, van liefde, van vergewensgesindheid. As ek daar die parels vir die varke gooi, dan word dit hoogmoed en selfsug en verwaandheid. En ons is almal soos hierdie seun, wat partykeer afdwaal, partykeer van die Here afdwaal. Daar's net een pad terug, broers en susters, die pad van berou en skuldbelydenis. Eers as ek besef, ek staan skuldig voor God, dan sê hy, ek vergewe jou. Ek straf nie vir jou wat dit verdien nie. Ek verneder jou nooit tot 'n huurling nie. Al is dit wat ons verdien. Maar ek neem jou aan in Christus die gekruisigde. Hy het vir jou skuld betaal. Hy het vir jou kindskap verwerf. En saam met hom sê die Vader, hy gee saam met die Here Jesus vir ons al die skatte van genade wat ons nodig het. En dis hierdie Vader, broers en susters, wat sy seun vir ons gegee het, wat ons elke keer weer verseker, wat ons volgende week weer sal verseker, jy bly kind van my, want jou naam staan gegraveer in my handpalms. Amen. Kom ons dank saam. Ons Vader in die hemel, ja, wat 'n genade, wat 'n groot barmhartigheid, dat U nie met ons handel soos ons verdien nie, maar U vergewe ons, U rig ons op, U maak ons nuut deur die Gees, en U gee vir ons die geloof. Vader, ons dank U, dat U nie boekhou van die kwaad nie. Ons dank U, dat U ons oortredinge nie teen ons hou nie, maar dat U ons vergewe. En ons bid U, Vader, dat U ons in hierdie komende week sal seën, waar ons voorberei, om nagmaal te vier, om U liefde te vier. En gee dat ons sal kom, nie verwaand en eie wys en eie geregtig nie, maar gee dat ons sal kom met die vreugde, dat ons Here Jesus Christus ons met U versoen het. Dit bid ons van U, in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen.